Here, aan U alle eer, alle mag en alle krag. En ons hoor die volkie sing en ons weet, U is God. Ons hoor die wind suis, Vader, en ons weet, U is God. U is die een wat geskep het. Ons kyk om hom en ons sien die skepping. Ons weet, U is 'n magtige God. Dankie dat ons vanoggend na U toe kan kom in die naam van die Here Jesus Christus en dat ons U naam kan aanroep, dat ons aan U alle eer kan gee. Vader, dankie dat ons vanoggend kan stil raak by U. Dankie dat ons vanoggend kan weet dat U ons krag is, dat U ons redding is en dat U ons verlossing is. Here, ons kom bid vanoggend vir elke byeenkoms wat in U naam gehou word. Elke plek waar mense bymekaar is om U naam te verheerlik, kom dra ons so vanoggend aan U op. Ons kom bid dat U naam maksimum verheerlik sal word by elkeen van hierdie plekke. Dat U woord sentraal sal staan en dat die waarheid in U woord uitgelig sal word vanoggend by elkeen van hierdie plekke waar U naam verheerlik word. Dankie dat ons so U seën kan uitspreek oor hierdie byeenkomste. Vader, ons kom bid vir ons vallei. Ons kom bid vir die werke van die hande in hierdie vallei, Vader. Ons kom bid vir die dienende en vegtende engele, U Heilige Gees, om in te gaan en om hartsveranderinge hier in te bring, Vader. Om mense aan te raak, om harte aan te raak, om denke aan te raak, om verandering te bring, Vader. Vir U lig om in te kom en vir U lig om te skyn in die donker plekke, Vader. Vir U lig om te kom sonde uitbring, lig, maar ook om sonde besef te bring. Ons vra dat U so sal inkom, Vader. Dat U ons vallei sal aanraak. Dat U ons vallei sal seën met U teenwoordigheid. Vader, ons kom ook so en ons kom vra vir 'n muur van vuur en 'n ketting van engele om elkeen van ons geliefdes en ons grondgebiede, dat U ons so sal toemaak, dat U ons sal beskerm en dat U ons in die holte van die hand hou. Nou, Vader, Kobus het gesê, ons kan nie uit die hand uit val nie, ons kan net uit die hand uit probeer klim. Dankie dat U ons veilig in die hand hou. Dankie vir U beskerming daar. Ek vra dat U ons grondgebiede so sal beskerm, Vader, dat U ons gedagtes sal beskerm. Vader, ek kom bid vir ons streek, vir die oeste wat op die lande is. Ek kom dra dit so in U op en ek vra dat U dit ook so sal seën. Dat U elkeen van ons se werke van ons hande sal seën, Vader. Vader, dankie dat ons kom bid vir ons geliefdes wat nie aan U behoort nie. Ons geliefdes wat skanse opgebou het, wat weggedraai het van U af, wat seer gekry het en bang is om terug te kom, Vader. Ons kom bring hulle almal so voor U vanoggend. Ons kom lig hulle op voor U en ons vra dat U hulle sal aanraak. Dat U hulle harte sal aanraak. Dat U hulle denke sal aanraak. Dat U hierdie skanse sal kom afbreek. Dat U weer moed sal gee vir hulle om terug te draai. Om terug te kom, Vader. Dat wanneer hulle terugkom, waar hulle terugkom, dat hulle sal liefde ontvang. U liefde, Vader. Dankie so vir die woord vanoggend. Ek vra dat die woord sal seën. Dat die woord duidelik sal wees vir ons en dat die woord soos lewende water uit ons sal uitvloei. Ek bid dit so in Jesus se naam. Amen. Wanneer Johannes die boek begin skryf, begin hy nie by Jesus nie. Jesus was net die Christus se naam. Johannes begin by die Logos, voor alles, voor die skepping. Dit is waar hy begin skryf. Hy vertel van ons van die Logos wat die lig is, die Logos wat die lewe is. Sonder hierdie Logos is niks geskep nie. En alles wat geskep is vir hom geskep. In hom is daar lig en in hom is daar lewe. Hy vertel ons van Johannes die Doper, die een wat self sê dat hy nie die lig is nie, dat hy nie die Christus is nie, maar dat hy wel gekom het om te kom getuig van hierdie lig, dat hy gekom het om te kom getuig van die Christus.
Ons lees van 2 van Johannes die Doper se disippels wat hom verlaat en Jesus volg nadat Johannes getuig van Jesus. Kom ons lees weer verse 9 tot 14 van Johannes 1. Die ware lig wat elke mens verlig was aan die kom na die wêreld toe. Hy was in die wêreld. Die wêreld het deur hom tot stand gekom en tog het die wêreld hom nie erken nie. Hy het na sy eiendom toe gekom en tog het sy eie mense hom nie aangeneem nie. Maar aan almal wat hom aangeneem het, die wat in hom glo, het hy die reg gegee om kinders van God te word. Hulle is dit nie van nature nie deur die drang van 'n mens of die besluit van 'n man nie, maar hulle is uit God gebore. Die woord het mens geword en onder ons kom woon. Ons het sy heerlikheid gesien, die heerlikheid wat hy as die enigste seun van die Vader het, vol genade en waarheid. In vers 9 sien ons dat Johannes die Doper nie die ware lig is nie, maar dat die woord, die Logos, hier die ware lig is. Die woord is die een wat die pad na God vir ons verlig, die een wat die pad na God vir ons moontlik maak. Wanneer ons in Johannes lees van die ware, beteken dit die egte, die oorspronklike openbaring wat gekom het. Dit is slegs die woord wat hierdie openbaring, wat hierdie lig vir ons almal kan wys. Net die woord kan die bron van redding wees. Dit is net sy lig wat op sonde skyn, wat oorreding tot redding kan bring. Die woord verlig elke persoon se sonde. Dit lei tot skuldbelydenis en harte wat draai na God. Dit is so vir die wat die keuse maak om vir Jesus te volg. Vandag is ons so versigtig om oor sonde te praat, om sonde uit te lig, om te wys op sonde. Dit is egter juis dit wat hartsverandering bring in mense. Dit is juis dit wat Jesus kom doen het op aarde. In die geskiedenis was daar altyd 'n tydperk van sondebesef in dorpe en stede wat gelei het tot herlewing. Die lig van God bring skeiding tussen die wat glo en tussen die wat nie glo nie. God se lig skyn egter op elkeen. Sommige neem hom aan en ander neem hom nie aan nie. God se lig skyn egter op hulle almal. Dit bly die keuse van elkeen om vir God te kies of om teen God te kies. Die wat egter teen God kies, wat die donkerte bo die lig kies, sal die lig haat. Johannes skryf in Johannes 3 vers 19 tot 20, en so kom die skeiding. Die lig het na die wêreld toe gekom, en tog het die mense eerder die duisternis as die lig liefgehad, want hulle dade was sleg. Elkeen wat kwaad doen, haat immers die lig en kom nie na die lig toe nie, sodat sy dade nie aan die kaak gestel moet word nie. Die ware lig kom na die wêreld toe, na sy skepping toe. Hy kom woon tussen sy skepping. Hy word gekruisig deur sy skepping, sodat ons by God kan uitkom. Die wêreld rebelleer teen God, maar God se fokus is op die redding van die wêreld. Johannes 3 vers 16, God het die wêreld so lief gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, sodat die wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Die woord word mens om die sondes van die wêreld weg te neem. Luister na hoe Johannes die Doper vir Jesus voorstel. Johannes 1 vers 29. Die volgende dag sien Johannes vir Jesus na hom toe kom. Hy sê toe, daar is die lam van God, wat die sondes van die wêreld sal wegneem. Die woord word mens om lewe te bring na die wêreld, om die sonde van die wêreld weg te neem. Johannes 6 vers 33, die brood wat God gee, is hy wat uit die hemel kom en aan die wêreld lewe gee.
Die woord word mens om die verlosser van die wêreld te wees. Johannes 4 vers 42. En hulle het vir die vrou gesê, ons glo nie meer op grond van dit wat jy vertel het nie, want ons het self na hom geluister. Ons weet dat hy waarlik die verlosser van die wêreld is. Enige iemand iets sê daaroor? Ek voel ek het te veel gesing, Kobus. Gesing, my stem is opgesing. Wil iemand iets sê? Byvoeg by die 2 verse? Kom ons... Dit is so fyn, waar mense lig of donker te kies. Baie mense dink hulle is in die lig, en hierdie lig kies. Maar is jy bereid om daai keuse te maak om te deel met situasies, ons het so 'n situasie op ons grond. Ja, Christene lewe in die lig, maar die donkerte word ook toegelaat. En want daar's nie daai insig om te sien dis donker nie. Fyn my. Dit is kennis wat vir ons wys wat is lig en wat is donkerte. En die Heilige Gees. By vers 10 dat hy sê the world did not recognize him. Hosea 4 vers 6 sê, my people are destroyed of the lack of knowledge of my law, where I revealed my will, because you, the priestly nation, have rejected knowledge. I will also reject you from being my priests. Since you have forgotten the law of your God, I will also forget your children. Dit het aan die weer eens die ewigheidseffek in my hart uit en godloosheid tref op my kinders. So dit is so hartseer as ons regtig dink daaraan. Dis 'n nasie. Kom. Die vers in Johannes 4 wat jy nou hoor? Wat sê? Johannes 4, 42. Dis waar Jesus, of dis waar die Samaritane tot bekering gekom het. OK, dit bring ons by vers 10 en 11. Vers 10. Hy was in die wêreld het deur hom tot stand gekom, en tog het die wêreld hom nie herken nie. Hy het na sy eiendom toe gekom, en tog het sy eie mense hom nie aangeneem nie. Hier is die waarheid oor die wêreld, van Johannes se tyd, maar ook die waarheid in ons tyd. Die woord kosmos, wat dan wêreld is, kom 78 keer voor in Johannes, en 105 keer in sy geskrewe woord, wat ons in die Bybel het. Hierdie woord kom slegs 186 keer voor in die hele Nuwe Testament. So Johannes se 105 keer maak meer as die helfte hiervan uit. Die wêreld word steeds beheer deur sonde en rebellie, met Satan as die heerser oor die wêreld. Johannes 12 vers 31. Nou kom die oordeel oor hierdie wêreld. Nou sal die owerste van hierdie wêreld uitgegooi word buitentoe. Dan skryf hy in hoofstuk 14 vers 30, ek sal nie meer lank met julle kan praat nie, want die owerste van die wêreld is aan die kom. Hy het geen mag oor my nie. Johannes 16 vers 20, dit verseker ek julle, julle sal huil en treur, maar die wêreld sal bly wees. Julle sal bedroef word, maar julle droefheid sal in blydskap verander. Die wêreld was in Johannes se tyd, is vandag in ons tyd vyandig teenoor God, teenoor Jesus. Tog is God genadig teenoor die wêreld, en dit is die wil van God, dat elkeen gered sal word. Tog het God vir Jesus na die wêreld toe gestuur om redding te bring. Johannes 3 vers 17, God het nie sy seun na die wêreld toe gestuur om die wêreld te veroordeel nie, maar sodat die wêreld deur hom gered kan word. Kom ons lees weer Johannes 4 vers 42. Na die Samaritane wat besef het dat Jesus die verlosser van die wêreld is, en hulle het vir die vrou gesê, ons glo nie meer op grond van dit wat jy vertel het nie, want ons het self na hom geluister en ons weet dat hy waarlik die verlosser van die wêreld is. Hierdie Samaritane kom tot bekering en die Samaritane besef dat Jesus werklik die verlosser van die wêreld is.
In vers 10 het ons dan die wêreld se reaksie op Jesus se koms. En in vers 11 kry ons spesifiek die Joodse volk se reaksie op Jesus se koms. Die woord Jesus kom in die wêreld in om verwerp te word en doodgemaak te word, sodat die wêreld gered kan word. Ons kan vanoggend hier sit en ons kan dink aan Petrus wat 3 keer ontken het dat hy een van Jesus se disippels was. Of ons kan sommer dink aan onsself. Hoeveel keer bly ons stil? Hoeveel keer sê ons eerder niks nie? Want ons is bang ons word verwerp. Ons is bang ons word snaaks aangekyk. Jesus het geweet wat op hom wag en nog steeds het hy gekom sodat ons vrygespreek kan word. Die verwagting sou wees dat die mense van die wêreld die een sal aanbid wat hulle geskep het. Die mens vind baie redes om ander dinge te aanbid, maar die een wat geskep het, die een word verwerp. Die woord wat Johannes gebruik vir wat ons vandag lees as erken, het 'n wyeer betekenis as slegs erken. Dit beteken ook verwerp. Hulle het die gedagte van wie Jesus was verwerp. Om Jesus te erken vir wie hy is, verlang bekering en verandering. En dit verg dat 'n mens heel anders na dinge begin kyk. Johannes se tydsgenote was onwillig om daardie stap te neem. En vandag kry ons nog dieselfde. Daar is steeds 'n onwilligheid om die woord van God, die woord wat God kom openbaar het, aan te neem as verlosser. In vers 11 sien ons dat die woord gekom het na die wat sy eie was, die wat aan hom behoort het. In die Ou Testament lees ons die Joodse volk behoort aan God en die Joodse volk is 'n skat vir God. Deuteronomium 7 vers 6. Jy is 'n volk wat vir die Here jou God afgesonder is. Vir jou het die Here jou God gekies en uit al die volke op aarde sy eiendomsvolk te wees. Aangesien die Joodse volk dan ook hulle rug op Jesus draai, word hulle nou saam met die res van die wêreld hanteer in die res van die evangelie. In die noorde van Israel het Jesus wel 'n groter gevolg gehad as wat hy in die suide gehad het. Hy het geweet, daar gaan 'n Messias kom. En toe hy kom, het hulle hom nie aanvaar nie, maar ook nie erken nie. En hulle het hom verwerp. Hulle kies dan om die lig vir die wêreld te verwerp. Dit bring ons by vers 12 en 13. Maar aan almal wat hom aangeneem het, die wat in hom glo, het hy die reg gegee om kinders van God te word. Hulle is dit nie van nature nie deur die drang van 'n mens of die besluit van 'n man nie, maar hulle is uit God gebore. Johannes kom wys nou vir ons dat daar 2 groepe in die wêreld is, die wat Jesus verwerp het en die wat Jesus aangeneem het. In vers 12 sien ons dat die wat Jesus aangeneem het, 'n nuwe status, 'n nuwe autoriteit kry. Hulle kry die reg om kinders van God genoem te word. Nou ek wonder of ons genoeg stil word om te dink wat dit beteken. Nie volgelinge van Jesus nie disippels van Jesus nie. Die wat hom aanneem, word kinders van God. Ek sou dink dat dit die hoogste status is wat 'n mens op aarde kan bereik. Ons beer en ons soeg en ons werk vir meer. Wat is meer as om 'n kind van God te wees? Ons kan dit vergelyk met 'n kind van 'n koning. Daar is voorregte, maar ook verantwoordelikhede. En ons het nou in Engeland gesien dat 'n kind as 'n kind in die koningshuis aanhou nonsens aanjaag, kan hy ook uitgeskop word. As 'n kind van God het ons voorregte en verantwoordelikhede. En as ons aanhou nonsens aanjaag, kan ons ook uitgeskop word. Hier is 2 voorwaardes. Ons moet Jesus aanneem en ons moet in hom glo. Nou glo is ook een van die kernwoorde in Johannes. Hy gebruik dit 98 keer, terwyl dit slegs 34 keer in die ander evangelies
en 54 keer in Paulus se briewe voorkom. Iets anders wat belangrik is, as dat dit altyd glo word altyd as 'n werkwoord gebruik. Geloof is dis iets wat aanhou beweeg. Geloof is nie net 'n eenmalige besluit nie. Hierdie geloof is ook in sy naam. Dit is dus in die persoon agter die woord. Dit is in hom wat ons geloof moet wees. Ons geloof behels dan dat ons onsself volledig toewy aan Jesus, aan die woord van God. Hier kom ons uit by die resultaat, die gevolg van die openbaring van die woord. Die eerste 11 verse het opgebou tot by hierdie punt. Hier sien ons nou die gevolg vir ons deur die openbaring van die woord. Ons as gelowiges, ons kan nou kinders van God genoem word. Ons behoort nou tot 'n nuwe familie. Ons behoort tot 'n koninklike familie. In vers 13 sien ons hoe ver die nuwe autoriteit strek. Dit word nie deur mense beheer nie. Dit word slegs deur God beheer. Hy praat van 'n nuwe geboorte. Johannes 3 vers 3. Daarop sê Jesus vir hom, ek verseker jou, as iemand nie opnuut gebore word nie, kan hy nie die koninkryk van God sien nie. Hierdie geestelike wedergeboorte kan nie deur ons as mense gedryf word nie. Slegs God kan dit doen. Ons aandeel daarin is dat ons in Christus Jesus glo en dat ons aanhou om in hom te glo. Nou moet iemand eers vir iets sê. Ons kan eers God se kinders word as ons Jesus aanneem en in sy naam glo. OK, dit bring ons by vers 14. Die woord het mens geword en onder ons kom woon. Ons het sy heerlikheid gesien, die heerlikheid wat hy as die enigste seun van die Vader het, vol genade en waarheid. Ons kan slegs deel raak van God se gesin as ons sondes vergewe is. Daar is geen manier hoe ons dit op ons eie kan regkry nie. Die enigste manier hoe dit kon gebeur is met God wat mens word en tussen die mens kom woon. Hierdie is die hoogtepunt van die inleiding, maar ook die hoogtepunt van die geskiedenis. Die woord, die een wat skep, die lig, die een wat lewe gee, die ewige lewe gee, kom leef in die skepping. Die skepper word skepping. Jesus neem die totale menslikheid op. Hy raak ten volle mens. Hy kom in die donker wêreld in en hy word lig vir die donkerte. Ons kan nie werklik die omvang hiervan besef nie. God word mens. Dis iets wat ons nie ten volle kan begryp nie. Dis iets waarin ons verheug. God wat mens word en vir ons lig word. Wat ons deur in hom te glo, kinders van God maak. Ons vertaling lees onder ons kom woon. Die Grieks beteken net letterlik om te kom tabernakel tussen ons. Hierdie verwys weer terug na die Ou Testament en die glorie van God, wat kom tabernakel het tussen die mense in die tabernakel en in die tempel. In die nag was God se teenwoordigheid as 'n pilaar van vuur en in die dag 'n wolk. Eksodus 13 vers 21. Die Here het bedags met 'n wolkkolom voor hulle uitgegaan om vir hulle die pad te wys en snags met 'n vuurkolom en vir hulle lig verskaf sodat hulle dag en nag kon trek. Daarna het God se teenwoordigheid die tabernakel gevul. Eksodus 25 vers 8 tot 9. Hulle moet vir my 'n heiligdom oprig dat ek tussen hulle kan woon. Die tabernakel en al sy toebehore moet gemaak word presies volgens die plan wat ek vir jou gewys het,
want God wil tussen sy mense kom woon. Jesegiel 43 vers 7. Hy het vir my gesê, mens, dit is die plek waar ek my troon het, waar ek vir altyd teenwoordig is, terwyl die Israeliete teenwoordig is tussen die Israeliete. Hulle en hulle koning sal nie weer my heilige naam oneer aandoen, deur afgoderry te pleeg en die lyke van die konings hier te begrawe nie. Sagaria 2 vers 13. Wees stil voor die Here al wat leef. Hy kom uit sy heilige woning tevoorskyn. Sagaria 8 vers 3. So sê die Here, ek gaan na Sion toe terugkom. Ek gaan in Jerusalem woon. Jerusalem sal genoem word stad van trou, berg van die Here, die Almagtige, heilige berg. Jesus as woord het mens geword in hierdie glorie en in hierdie glorie op aarde geloop. Die disippels sien sy glorie, die mense sien sy glorie en daar is nie meer nut vir die tempel nie. Alles waarvoor die tempel gestaan het, is nou opgeneem in Jesus. Hierdie woord wat God gestuur is, kom vol genade en waarheid. Eksodus 34 vers 6. Toe hy by Moses verbygaan, roep die Here, ek die Here is die barmhartige, genadige God, lankmoedig, vol liefde en trou. Moses vra om God se glorie te sien. God beweeg voor Moses verby en stel homself bekend as God wat genadig is en God wat vol liefde is. Nou genade en waarheid is die twee terme wat die meeste gebruik word om God te beskryf in die Nuwe Testament. Die woord kom woon in sy skepping en die woord kom neem hierdie twee kenmerke aan. Die volgende gedeelte van Johannes 1 is vers 15 tot 18. Ons gaan nie daarby uitkom nie, maar ons kan dit lees om bietjie daaroor te dink die week. Vanaf vers 15. Johannes getuig van hom en roep uit, dit is hy wat ek bedoel het toe ek gesê het, hy wat na my kom is voor my, want hy was voor my reeds daar. Uit sy oorvloed het ons almal genade op genade ontvang. God het die wet deur Moses gegee, die genade en die waarheid het deur Jesus Christus gekom. Niemand het God ooit gesien nie. Sy enigste seun, self God, wat die naaste aan die Vader is, die het hom bekend gemaak. God word mens en hy kom woon in sy skepping, tussen sy skepsels. Dit is iets waar ons kan wonder. Ons kan daaroor dink, maar ons sal dit nooit ten volle verstaan nie. Johannes die Doper sê, ek is nie die lig nie, maar ek kan vir julle wys na die lig. Johannes skryf, die woord was lig en lewe. Ons lees die woord, dat die woord vol genade en waarheid was. Johannes kom openbaar Jesus aan ons. Deur Jesus te openbaar Johannes God vir ons. Nou wat daarvan? Wat maak dit al saak? Johannes vertel vir ons dat ons, as ons in Jesus glo, en as ons aanhou om in Jesus te glo, dan gee dit ons die reg om kinders van God te word. Ons word nou deel van God se familie. Ons word deel van God se huisgesin. Dit kom met sekere regte en voorregte, of soos die jongspan sal sê, met sekere perks. Ek dink nie ons besef aldag wat ons het as koningskinders nie. Ek dink ook nie die wat teen God weet wat hulle doen nie. Dit is ons wat die lig het, wat dit aan hulle moet openbaar. Maar eers moet ons self die volle omvang daarvan besef. Die keuse vir elkeen is om vir Jesus te kies of om teen Jesus te kies. Wanneer ons vir Jesus kies, word ons koningskinders, kinders van God die Vader. Wanneer ons teen Jesus kies, bepaal ons die plek waar ons die ewigheid gaan spandeer. In dit alles is daar goeie nuus.
Terwyl ons lewe op aarde, het ons tyd om 'n keuse te maak of om ons keuse oor te maak. Terwyl ons leef op aarde, het die mens die genade om anders te kies, om vir Jesus te kies. Wat is dit wat die persoon laat besluit om sy keuse te verander? Gebed, ons woorde, ons dade, die waarheid in ons en die lig wat ons in die situasie indra. Gaan uit en gaan wees koningskinders. Wees elkeen van hierdie dinge vir die wat nog hulle besluit moet verander. Amen.